Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Ek hoop dit gaan goed met jou. Joe, ek het nou nie geweet wat om na daai sin te sê nie. Maar vandag in hierdie video kyk ons na die tweede deel 2 van die eksponente speletjie teorie wat ek nou besluit het. Hierdie is nou eintlik vir my 'n eksperiment. Ek het nou besluit, okay, cool, kom ons kyk hoe gaan dit werk, of die kinders dit gaan verstaan, of die views hoog gaan wees, en ek gaan dit vir 'n klomp van die kinders by my skool stuur, en net vir hulle vra wat jy weet wat hulle opinie is daaroor. So, ek wil graag hê jy moet ook net jou opinie lewer. In die kommentaar sê jy hou daarvan, sê jy dit verstaan, dan kan ek dalk van die ander konsepte in wiskunde ook bietjie en meer van 'n game in veroorsaak. Verander, so te sê. Maar hierdie, soos ek sê, is deel 2. Dat beteken deel 1 moet jy eers gaan kyk. As jy nou hoor, wow, hier is deel 2. FYI, dit staan in die titel. Patat, so gaan kyk deel 1, anders gaan jy glad nie weet wat hier aangaan nie. Of jy gaan dalk 'n bietjie weet wat hier aangaan. Net 'n vinnige terugflits na waarvan ons gepraat het. Dit is 'n game, hierdie video. Daarom gaan daar geen voorbeelde wees nie. Maar ek gaan vinnig net hersien wat eksponente is, hoe dit werk en ja, hoe dit werk. Dis letterlik wat ek gaan doen. Ek gaan dit hersien hoe dit werk. Eksponente het te doen, of vir my het te doen met so 'n tabelletjie. Kan ek jou net vra om asseblief net, daar's 'n video wat ek gemaak het, die eksponent video. Gaan kyk hom, ek het dit lank terug gekyk. Ag, hoor my. Ja, ek het dit ook seker lank terug gekyk. Ek het dit lank terug gemaak. En ek wil hê jy moet na hom gaan kyk, want ek verduidelik dit baie mooi daar. Daar's lekker voorbeelde. En as jy dit sukkel om te verstaan, dan moet jy nou hier wees. Want hierso verduidelik ek net die konsep. Niks anders nie, net die konsep in 'n hopelike pret manier. So hersiening rakende wat die eksponenttabel is. Ek het so 'n tabelletjie, 2 kolomme, 6 rye. En aan die linkerkant is my grondgetalle en aan die regterkant is my eksponente. Dit beteken, as ek gaan plus met my grondgetalle, gaan daar niks met my eksponente gebeur nie. Onthou dit wat met die golems, het ek gesê dis golems of goblins? Dis nie golems nie. Dit wat met die goblins en die draak in die vorige video gebeur het, is die gewere het net bymekaar getel. Toe het die wizard gekom en die wizard soos, hey, ek kan dit maal, en daarom het die eksponente met mekaar geplus. In hierdie video gaan ons bietjie van die volgende een sien. Spoilers alert. Deel, en dit is wat gaan gebeur as jy as jy deel met jou grondgetal, gaan jy minus met jou eksponente. As jy hakkies het, dan maal hulle. Ons gaan dit dus in deel 3 sien. En heel laaste, as jy wortels het, dan deel jy met jou eksponente. Baie eenvoudig, teken hier vir jou af as jy regtig wil. Plak dit, lamineer dit, laat dit jy dit leer. Ek sê jou, hierdie ding gaan jou lewe red. Hersiening van wat alles is. Dus ek hersien nog net. Nou dis 'n game, daar's my karakter. Sy naam is Audi, as jy deel 1 gemis het. Audi kan drake doodmaak. Hy het nie geweet hy kan nie. Hy wil hy? Hy wou seker. Sy lewe was in gevaar. Toe wou hy. En elke keer as hy 'n draak doodmaak, kry hy 'n geweer. Geweer het ek gesê is ekse. En as hy 'n goblin doodmaak, kry hy ei. En dit het ek gesê is 'n knife, 'n mes. Nou net 'n vinnige hersiening van wat het ons tot dusver gedoen. Audi het geland, hy het op die eiland geland. Het ek net tot by die 2 goblins gekom? Lieg jy nou vir my? Nee, ek het nie. Nee, ek het. Dis waar, sorry. Hy het op die eiland geland. Hy het op die eiland geland. Kom en zoom net weer in. Yes! Hy het op die eiland geland, bietjie geloop, draak gekry, gefight, gewen, volgende toe. Draak gekry, gefight, gewen, wizard gekry. Wizard het saam met hom geloop, hulle het beste pals geword, hy en Wizzy, Audi en Wizzy het verder geloop, draak gekry, gewen,
verder geloop en 'n grot ingegaan, goblin gekry, gewen, aangeloop, teruggeloop want hulle wil om die eiland en nie net oor die eiland nie. Nog goblins gekry, 2 op dieselfde slag wat hulle gewen het en aangeloop. Nou kom hulle op die middel van die vlaktes en hulle kry 'n vreemde ding, 'n baie groter draak. Hy's nou nie die grootste een nie. Hoesie sê hy lewe nou sy hele lewe lank op hierdie eiland en hierdie is 'n medium draak. Okay, medium drake is bietjie moeiliker want hulle het bietjie groter geword. In die eerste video moes hy iets met sy bors doen, dink ek. Ja. Oudie moes iets met die draak se bors gedoen het om te wen. En nou het hulle bietjie groter geword, so hulle het bietjie meer van 'n sterker bors. So dit was bietjie moeiliker, maar hy kon toe by die vlekkie inkom, nê, net onder die bors waar sy vlerke aan sy lyf vasmaak, het hy besef dit is sag daar en hulle fight en hy vat sy 3 messe en hy sterf daarin en hy wen. Okay, dit was vlak nommer 1. Toe ek net vir my lig kry hierso, sorry. Wat het ek gesê? Hy het gefight, hy het gewen en hierdie omdat dit 'n groter draak is, gee hy sy loot 'n bietjie groter. So hy kry 'n dual wielding gun, 'n dual wielder. Dual beteken mos 2. En nou hy gewen het, sit hy dit in sy soorkus, maar hy het nou X-Story Mag 3, 'n tri-wielding gun, 'n tri-knife en 'n dual wielding gun holder ding daar. Hulle besluit toe hierdie twee avontuurlustige mense besluit toe, okay, dit was nogal 'n sukses. Dit was 'n cool fight scene. Dis cool dat hy besef het waar die sagte plekkies is op die draak. Kom ons loop aan. Hulle loop aan en raai wat kry hulle op die kontourlyn? Julle ken dit nou te goed en hulle het geweet hulle gaan dit kry. So hulle kry so klein noutjie en hulle het nou maar super baie gewere, soos 2 gewere, een is 'n tri-wielder, ander is 'n dual wielder en 3 'n tri-wielding knives en hulle wen toe baie maklik. Dit was nie so moeilik nie. Nee? Ja? Nee? Ja. En hulle wen. Ek moet regtig op in die middel klik. Hulle kry die Y, die X en hulle sit hom daarin. Nou, die Wizzy pop op en sê, hoorie so, ek kan hierdie ding vir jou fix. Daai X en daai Y, ek kan nie net gewere by mekaar sit nie. Ek kan ook X en Y's by mekaar maak. So, watch the space, sê hy, en hy verander daai plus en 'n maal in, en nou het ek 'n dual wielding mono knife. Mono is 1. 'n dual wielding mono knife masjien, en dis 'n fantastiese masjien. Hy klip hom op sy belt en hy dink, hierdie ding gaan my ver vat in die lewe. So dis wat hulle doen. Hulle gaan 'n bietjie verder. Hulle trap so entjie en hulle gaan meer in land in. Nou, Wizzy het vir Oudie gewaarsku. Hy het vir hom gesê, luister, as ons nou verder in die land ingaan, dis hoekom hy vir hom daai X en daai Y ding gemaak het. En hy het vir hom gesê, as ons 'n bietjie verder ingaan, gaan ons groter en moeiliker monsters kry. Want die noordgedeelte van die land is baie moeiliker as die suidgedeelte, en hy het gelukkig by die suidgedeelte geland. Maar sy waarskuwing bly nog steeds. So, hulle loop en hulle hoor voetstappe. Toeg. En hulle kyk om hulle en raai wat kry hulle. Wil jy raai? Kan ek vir jou sê? Nee, is nie 'n reus nie. Wie het geraai reus? Is nie 'n reus nie. Is naby aan 'n reus, is familie van 'n reus, dink ek. 'n Troll. 'n Troll. En hierdie troll is moeiliker. Hy is heel wat groter. Hierdie is nie regtig in perspektief nie. Oudie is baie kleiner as die troll, nee. So dis nie regtig die regte perspektief nie. Hy is te groot om te teken. Oudie kom omtrent net tot by sy vingers. So die fight was nogal moeilik, ek moet sê, maar omdat die Wizzy hom gehelp het en vir hom hierdie dual wielding mono knife ding gegee het hulle daarom gewen. Dit was moeilik, want
daai hamer ding, wat noem jy dit? Dis nie hamer, dis 'n klub. Daai klub ding het hy nogal geswaai en hy het gelyk asof hy gaan wen, maar toe wen hy nie. So die fight was vrek moeilik en daarom kry Audi 2 tri-wielding knives. Dis nou die naam daarvoor. Ek moet eintlik 'n ander naam daarvoor kry. Tri-wielding is moeilik om te sê. Wat is dit doen? So in plaas van om net 1 y tot die mag 3 te hê, kry hy nou 2 by. Daarom het hy 3 uit tot die mag 3. Hy doen nogal goed vir homself. Hulle besluit om 'n bietjie verder te loop en hierdie is waar hulle eerste moeilikheid ontvang. Nee, want hulle is nog steeds in land, binne land en daar loop hulle en nog 'n troll raak. Maar hierdie is die ouer broer van die vorige troll wat hulle gekry het. Ouer broer met soos 3 jaar, 4 jaar. Maar daai 3, 4 jaar het vir hom genoeg ervaring gegee vir hierdie troll om te weet hoe om met wizards en avontuurlustige mense op dieselfde tyd te hanteer. So Audi verloor, nê? Hy verloor die wedstryd, maar dit beteken hulle vat net, die troll vat net een van sy try knives. Dis baie sad, Audi het nog nie regtig verloor in sy lewe nie, maar die verloor hy. So in plaas van hom 3 te hê, het hy nou net 2. Dis baie sad, kom ons vat so 'n oomblik om te huil vir hom, maar hulle besluit 'n bietjie aan te loop. Hulle loop bietjie aan en daar het jy nou gesien waar dit was. Kom ons gaan dit gou terug. Hulle loop nou verby 'n kontourlyn en nog steeds op 'n land. So kontourlyne, weet ons, op hulle kry mens gewoonlik goblins, maar hierdie is nou net verby dit. So hierdie is waar jy bietjie meer gespesialiseerde dinge kry. Ons gaan nou by uitkom. Maar voor jy daai gespesialiseerde dinge kry jy van, dis in die middel van die eiland, van die grootste drake. So hy kry 'n massive draak, volgroeide draak. Hierdie soos papa draak of wat ook al daai ding wat julle gekyk het toe julle kinders was. Hierdie is papa draak en hulle fight toe. Maar Audi wen. Hy was baie kwaad oor die vorige verloor, so hy fight baie met sy hart en sy siel en hy wen. Sê maar ek dink die drake doen te goed nie. Hy kry 2 tri-wielding guns en in hulle victory besluit hulle om aangegaan. Hulle skuif bietjie verder aan en daar ek het net te vinnig gepraat. Maar hierso loop hulle nou 'n probleem raak. 'n Klein bietjie van 'n dilemma want hulle is nou in die middel van draak en goblin territory. So Wizzy sê vir hom, hulle moet pas op. En Audi sê, waarvoor moet ons pas op? Kom hulle op die grond, kom hulle op in die lug. En toe sê Wizzy al 2. So Audi was regtig op sy hoede. Hy was so, wat? Al 2. So hy kyk op, hy kyk af, hy kyk op, hy kyk af heeltyd en hy's heeltyd besig om seker te maak niemand gaan hulle aanval nie. En daai dual wielding mono knife ding wat Wizzy vir hom gegee het, rukkie terug vir hom gemaak het, hou dit baie styf vas. Want vinnig of skielik hoor hy geflap van vlerke ver bo hom. En dan dink ek, o, magtig, hier kom hulle. Okay? Ja, daar's die tweetjies by. En raai wat is dit? Dit is 'n goblin wat op 'n draak ry. Nou hierdie goblins is nogal slim as hulle op die drake kan ry. Hierdie is die slim goblins. So hulle het baie meer moeite gedoen in die armor van die draak. Hulle het meer op sy vlerke gesit, daai dingetjie onder sy vlerkie. Hy kan nie meer daardeur sny nie. Hy het probeer fight. Elke keer as hy naby kom, dan gooi die goblin hom met iets en toe op 'n punt besluit Wizzy nou net is genoeg. En hy vries hom toe. Hy vries toe hierdie draak en Audi kry toe dit reg om deur die gevriesde dinge deur te breek en actually die monster dood te maak. En sy ryer. Nou omdat dit so moeilik was, hierdie het hulle amper 'n dag gevat. Het hulle 2 van hierdie dual wielding mono knives gekry. Die game reward hulle nogal goed daarvoor hoor. Vir al hulle effort. Hierdie was hulle eerste gobdraak wat hulle doodgemaak het. Nou, die probleem is,
hierdie omdat hulle intelligente diere is hulle in troppe. So die volgende trop, die leier van die volgende trop kom toe aan en hy sê, waar is ons eerste ou? Waar is Jan? Vra hy, want Jan is die ou wat hulle net doodgemaak het, die goblin. En hulle fight hom en hulle wen, maar toe kom die kaptein. Nee, kaptein kom nou aan, hy sê Jan is dood en hy besluit om vir Oudie te fight. So hulle fight en dis 'n baie bloeddorstige geveg en ongelukkig verloor Oudie. Hierdie is sy tweede verloor. Hy verloor 2 van die van die dual wielding mono knives, die 2x en x kwadrate en eie. Verloor hy. Nou, dit was nogal 'n moeilike ding met vir sy verhouding met Hosie, want in die battle het Hosie vir Oudie gesê, luister, ons moet hom van hierdie kant af en ons moet hom van daai kant af en laat ek hom net weer vries, laat ek net weer hierdie ding doen en elke keer sê Oudie, ek kan dit doen. Want om nou in die vorige fight moes Hosie hom help. Hosie moes daai ding gevries het vir Oudie om eers te kon wen. En dit het bietjie van Oudie se trots geraak, want Oudie se trotse Suid-Afrikaner, hy sê nee, ek kan dit self doen. Right? Dis mos hoe julle klink. Nou, hy kon nie. Hy het dood gegaan, of hy het nie dood gegaan nie, hy het van sy goedjies verloor en Hosie moes hom help. Maar in hierdie het hulle baie gefight en hulle het nie mooi saamgewerk nie. Toe verloor hulle. So, vir net so breather sê die Hosie, hy gaan terug skip toe. Binneland toe, buiteland toe. En Oudie sê, okay, ek gaan opgaan, ek wil na die summit van die eiland toe gaan, daar waar het ek gesê is daai? Vulkaan, lava. Daar waar die lava is, want kan jy nou net verbeel wat daar sal wees. En hy loop toe op, okay? Hy loop toe op en hy kom toe daar, maar die grootste en die moeilikste verwagting het daar vir hom gewag. Verrassing het daar vir hom gewag. Dit was sy derde gopdraak en sy derde en sy vierde troll wat hy moes fight. Nou, hulle het op hom opgeteam, want hulle het gesien, hy is besig om regtig baie van hulle mense dood te maak. So hulle team op en hulle vat baie van sy goeders. Soos regtig baie. Kyk, hy verloor amper alles. Nou, wat volgende? Nee, want soos Hosie het hom nou verlaat. Hy het nou 'n tweede verloor gekry en hy het dit redelik gevoel in hierdie een. Nou, ek sal vir jou sê, in die volgende video gaan dit 'n bietjie beter gaan, maar hierdie is die einde van hierdie reeks, nie hierdie reeks nie. Dis die einde van hierdie spesifieke video, deel 2. Ek gaan nou afsny en dan gaan ek vir julle deel 3 maak. Okay? So, die vraag is, gaan hy en Hosie se verhouding weer reggemaak kan word? Gaan hy ooit weer dit wat hy verloor het op kan maak? It remains unseen, soos hulle sê, behalwe as jy besluit om die tweede video te kyk. So, ek hoop ek sien julle in die toekoms.